Ja, goeiemôre julle almal. Ek is baie dankbaar dat julle hier is. Ons het vanoggend iets wat dink ek baie van julle al oor vrae gehad het. Voordat ons gaan begin, wil ek vra dat julle asseblief weer saam met my eers sal bid. Ons Vader wat in die hemel is, hierdie is 'n baie aktuële saak in die wêreld waarin ons lewe, met baie mense wat dink dat dit maak eintlik nie saak wat 'n mens met jou liggaam doen nadat jy geleef het nie. Ons weet egter dat U ons as mense geskape het met 'n liggaam, en dat hierdie liggaam is vir U net so belangrik en kosbaar soos die res van ons mens wees. Ons wil dan ook met dit in gedagte na U woord kyk en luister en bepaal wat U wil is. En ons bid dat U aan ons ook die regte gesindheid sal gee om gehoorsaam te wees op grond van dit wat ons in die Bybel vind. Lei ons dan nou deur die Heilige Gees en ons vra dit in U Seun se naam. Amen. Goed, ekskuus, daar is nou nog 'n paar wat ek net gou wil toelaat. Goed, ek het die boek vir julle gestuur van Dominee Lindhout en dit is 'n baie goeie boek. Ek het ook self heelwat materiaal al oor die jare saamgestel oor kremasie. Nou kremasie is maar net 'n ander woord vir lijkverbranding of verassing. Ek dink verassing is die meer algemene woord. Nou weet ek dat aanvanklik is daar nie baie verwysings na tekste nie, en daar is 'n baie eenvoudige indeling in sy boek wat hy volg. Daardie indeling is Ou Testament, Nuwe Testament, nadat hy die argumente genoem het en van die argumente aangespreek het wat mense het wat pro-verassing is. Nou, ek wil vanoggend met my eie Bybel lees. Ek het so 'n rooster wat waar volgens ek die Bybel lees, het ek Jesegiel hoofstuk 6 raak gelees. So ek wil begin met Jesegiel hoofstuk 6 en dit met julle deel. Nou, in Jesegiel hoofstuk 6 wat jy sal raak sien is dat die Here hier die oordeel uitspreek oor sy volk by monde van Jesegiel, en dat deel van die verskriklike oordeel van die Here is dit wat gebeur met die liggame van die mense. Wanneer die Here nie tevrede is met die lewe van mense nie, dan tref dit hulle liggame. En in hierdie geval was hierdie mense afgodsdienaars, en in daardie tyd het mense voor die afgode gebuig, en nou sê die Here vir hulle, daar gaan 'n tyd nou kom, wat julle liggame voor daardie dooie afgodsbeelde gaan lê, en daar gaan bly lê. Dis 'n teken van God se oordeel. Dis nie 'n teken daarvan dat God met hulle tevrede is nie. Nou daar's baie sulke voorbeelde in die Bybel. So vir die Here is dit baie belangrik dat die liggaam op 'n sekere respekvolle wyse gehanteer word. En dit spreek van tevredenheid of ontevredenheid met iemand. Nou lees saam met my Jesegiel hoofstuk 6. Die woord van die Here het tot my gekom, mens, kyk na die berge van Israel toe en tree op as profeet teen hulle. Jy moet sê, berge van Israel, hoor die woord van die Here my God. So sê die Here my God vir die berge, vir die heuwels, vir die klowe en vir die valleie. Ek gaan oorlog oor julle bring, ek gaan julle hoogtes vernietig, julle altare verwoes, julle wierookaltare stikkend breek, die mense dood voor hulle afgode laat neerval. Ek sal die Israeliete se lyke voor hulle afgode gooi, hulle bene rondom die altare strooi. Waar julle ook al woon, Israeliete, sal die stede in puin gelê word en die hoogtes verwoes word.
Julle altare sal in puin lê en verwoes wees. Julle afgode sal stikkend gebreek word en verdwyn. Julle wierookaltare sal in stukke geslaan word en daar sal niks oor wees van julle hande werk nie. Wanneer die dooie liggame tussen julle lê, sal julle besef dat ek die Here is. Tog sal ek party dit laat oorleef. Ek sal party van julle aan die swaard laat ontkom, wanneer julle oor baie lande onder die nasies verstrooi word. Die van julle wat ontkom het, sal my onthou, daar waar hulle ballinge geword het tussen die nasies. Die ballinge sal onthou hoe ek in my eer aangetas is, deur hulle ontroue gesindheid wat hulle van my af laat wegdraai het, agter hulle afgode aan, en 'n weersin in hulle self kry oor die bose optrede, oor hulle afskuwelike dade. Hulle sal besef dat ek die Here is, en dat ek nie verniet gesê het, dat ek hierdie onheil oor hulle sal bring nie. So sê die Here my God, slaan jou hande in mekaar, stamp met jou voete kerm oor al die bose, afskuwelike dade van Israel. Hulle gaan sterf deur oorlog, deur hongersnood, deur pes. Wie ver is, sal aan pes doodgaan. Wie naby is, sal in die oorlog val. En wie oor is en behoue gebly het, sal van honger doodgaan. Dan sal my woede op hulle gekoel wees, wanneer die lyke tussen hulle afgode lê, rondom hulle altare op elke hoë heuwel en op elke bergtop, onder elke groen boom, elke welige groot boom, op elke plek waar hulle geoffer het vir hulle afgode, sal hulle besef dat ek die Here is. Ek sal teen hulle optree en die land 'n verlate, skrikwekkende plek maak, van die woestyn af tot by Ribla, oral waar hulle woon. Dan sal hulle besef dat ek die Here is. Ek dink wat Jesegiel hoofstuk 6 vir 'n mens baie mooi illustreer, is wat is die oordeel van die Here? Wat is die oordeel van die Here as dit kom by die mens en ook by die liggaam van die mens? Wanneer die liggaam van die mens na die dood nie op 'n respekvolle wyse gehanteer word nie, dan spreek dit van die oordeel van die Here. Ek dink daaroor is Jesegiel hoofstuk 6 redelik duidelik. Nou, as jy dit in gedagte hou, dan wil ek net daar byvoeg, en ons sal met verloop van tyd weer by van hierdie gedagtes kom, dat soos wat julle weet in die Bybel, is vuur 'n teken van die oordeel van God. En enige iets wat aan vuur onderwerp word, spreek daarvan dat daardie persoon staan onder die oordeel van God. En uit die aard van die saak wil niemand onder die oordeel van die lewende God wees nie. Die evangelie wat ons glo, bevry ons juis van die oordeel van God. Niemand wil onder die oordeel van God staan nie, want dan beteken dit die vuur en die ellende. So, ek dink hierdie is 'n belangrike saak wat jy van die begin af moet in gedagte hou. Ek wil nou vir julle saam met julle deur daardie stuk van Dominee Lindhout gaan. Nou, ek gaan 'n bietjie praat en ek gaan dit hier en daar, gaan ek dit ook dan aan julle toelig. Ek dink 'n groot deel van die boek is ongelukkig al 'n bietjie verouderd. Ek dink dat baie dinge het verander in tussentyd en dat kremasie het 'n geweldige algemener praktyk geword. Maar hy gee baie mooi historiese aanloop wat vir 'n mens baie duidelik, dink ek, een ding wys. En dit is dat kremasie is op geen manier 'n Christelike praktyk gewees nie.
Daar is geen historiese bande wat vir 'n mens wys dat gelowige mense liggame verbrand het nie. Inteendeel, ek dink sy oorsig oor die geskiedenis, en dit sluit ook die Bybelse Openbaring in, wys baie duidelik dat dit uit en uit 'n kenmerkende heidense praktyk is. En dat dit maak nie saak wat vandag gesê word deur vooraanstaande teoloë wat dit met menslike argumente probeer regverdig nie, en ek dink dis juis wat hierdie boekie van hom goed maak, is dit wys dat die argumente wat hier aangevoer word, is oorwegend menslike argumente. Jy kan byvoorbeeld hier byvoeg dat mense sê die begrafplase is vol. Dis nie veilig om na 'n begrafplaas toe te gaan nie. Daar is 'n klomp argumente wat intussen tyd nou bygekom het, maar daardie is menslike argumente. Mense kom nie met, dit is wat in die Bybel staan nie. Dit is 'n Christelike praktyk nie, natuurlik, want dit is nie. Dit kan nie bewys word as 'n Christelike praktyk nie. En die ouer mense hier onder ons vanoggend sal weet, dat oor die algemeen het Christene in Suid-Afrika nie veras nie, tot redelik onlangs, totdat ons in Suid-Afrika teologiese en kerklike en denkverskywings begin ondergaan het. En ek wil vir jou sê, dieselfde mense wat vir verrassing is gewoonlik ook vir 'n klomp ander goed, waarmee ek ook nie sal saamstem nie. En dit is alles deel van 'n bepaalde manier van dink, 'n bepaalde denkklimaat wat in Suid-Afrika posgevat het die laaste paar jaar. Daar's geweldige, ons het nou 'n stuk by die streeksinode wat ook verwys na kerke wat te doen gekry het met hierdie verrassingsmure, en dis baie algemeen, jy sien dit oral deesdae, hierdie gedenktuine, en dit word bemark aan kerke as 'n wyse waarop hulle kan geld inkry om die kerk se fondse te verstewig. Mag die Here ons ooit daarvan bewaar, dat ons hierdie roete sal vat om geld te kry, deur ongehoorsaam te wees, sodat ons kan geld kry. Want dan wil ek vir jou sê, dan kan ons net sowel kerkgeld vat en gaan dobbel, en kyk of ons dit nie meer kan maak nie. Dieselfde mense wat dit as 'n argument wil gebruik, om geld vir die kerk te kry, kan net sowel dan die dankoffergeld vat en gaan dobbel daarmee. Is dieselfde ding. Jy breek die wet van die Here. Jy is ongehoorsaam aan die Here en jy doen dit ter wille van mammon, om mammon te dien. Ek is jammer, maar ek is nou redelik reguit hieroor. Maar op die ou einde van die dag is dit hoogtyd dat ons maar vir mekaar moet sê, as jy hierdie roete wil vat van verrassing of kremasie, dan bevind jy jou in die uitgeleese geselskap van 'n klomp mense waar ek definitief nie in wil wees nie. Nou goed, hy verwys hier na die ou volke wat hierdie praktyk geken het om liggame te verbrand. En natuurlik ons Europese voorouers sou dit ook gedoen het, en tog was daar ook in die antieke tyd by volke wat 'n hoë beskawingspyl gehad het, die praktyk om eerder die liggaam te begrawe, soos byvoorbeeld by die Egiptenare. Julle kan hierdie gedeeltes kan julle nou maar self ook deurlees. Ek het dit vanoggend gedoen. Hy verwys hier spesifiek na 'n ander gedeelte in die Bybel, en hy gee nie die teks hier nie, so ek het gedink, miskien moet ek maar gou dit ook vir u wys. Daar waar hy praat van die koringkorrel, het ons natuurlik die baie bekende 1 Korintiërs hoofstuk 15. En 1 Korintiërs hoofstuk 15, die hele hoofstuk, en dit is 'n lang hoofstuk, handel oor die belangrikheid van die opstandingsliggaam
en die verband tussen die liggaam wat jy nou het en die opstandingsliggaam. En hierdie 1 Korintiërs hoofstuk 15, meen ek, is een van die duidelikste dele in die Bybel waaroor mense struikel wat veras. Jy moet net besef dat as jy veras, dan val jy die kern, die hart van die evangelie aan. En die hart van die evangelie is die opstanding van ons Here Jesus Christus, dat sy dood aan die kruis nie die finale einde was nie, maar dat hy uit die dood uit opgestaan het en dat hy lewe. En die oomblik as jy veras, dan val jy daar die kern aan. En ek bewys dit vir u nou hier. Die bewys is dat 1 Korintiërs hoofstuk 15, hier die majestueuse hoofstuk oor die opstanding van die liggaam, wat ons bely in die apostoliese geloofsbelydenis, begin met die bewyse vir die opstanding. En dan sê die apostel Paulus, die belangrikste, vers 3, wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit. So hy sê, hier is dit nou, die kern, die belangrikste. Daar is nie belangriker as dit nie. Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. Dan wil hy sê, hier is die kern, kruis en daarmee saam opstanding. En dan kom hy met die lys van getuies wat daarvan kan getuig, dat dit 'n werklikheid is. Hy sê, Sefas, die 12, 500 broers tegelyk, sommige al dood, meeste nou nog lewe, Jakobus, heel laaste myself, Paulus, ek is immers die geringste van die apostels, en dan brei hy daarop uit. En dan kom hy in vers 12 en hy sê, as ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? En ek wil amper ook hiermee saam sê, dat daar nie 'n opstanding met ander woorde van die liggaam sal wees nie, of dat die liggaam van die mens waardeloos is. Hoe kan jy dit sê? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof sonder inhoud. Hoe erg is dit om te dink dat my geloof beteken niks, het geen waarde nie. En dis wat jy doen, wanneer jy hierdie roete vat van, jy haal die hart van die opstanding, die hart van die evangelie, die opstanding, haal jy uit, met jou besluit, met jou keuse. Wat is die waarde dan van jou geloof? Kan nie sien, hier is groot dinge op die spel. Dis nie 'n ligtelike besluit nie, wat mense neem, wanneer hulle besluit om te veras nie. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig dat hy Christus opgewek het. Wanneer jy veras, is jy nie besig om teen God in te getuig dat daar 'n opstanding is nie. Al sê jy, ja, ek glo in die opstanding, maar in elk geval ek het in my testament geskryf dat ek wil veras word, want dit is goedkoper. Jy jok vir jouself. Dit is nie goedkoper nie, hoor. Dit is lankal nie meer goedkoper as 'n begrafnis nie. Die ondernemers het 'n baie goeie manier gesien om die geld op te maak wat hulle verloor op 'n begrafnis, deur die verassings net so duur te maak, miskien 'n rapsie goedkoper as die gemiddelde begrafnis. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. Daarom wil ek hier my begrafnis met eendag 'n baie duidelike getuienis daarvan wees dat ek glo dat Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan, en soos wat hulle Christus begrawe het, moet hulle my begrawe. Ek wil dit getuig, tot op my heel laaste, wanneer my siel nie eers meer hier is nie, dan met my kinders en my kleinkinders en miskien my agterkleinkinders en wie ook al daar is, hierdie duidelike getuienis hoor. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie.
En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos. En is julle nog gevange in julle sondes. Ek wil nie lewe as 'n gevangene van my sonde wat onder die oordeel van God staan nie. Nee, ek is na liggaam en siel bevry. My liggaam gaan nie lê voor my afgode nie. My liggaam gaan begrawe word as 'n baie duidelike belydenis wat sê dat ek glo in die opstanding. En net soos wat 'n plant, wanneer jy 'n saadjie saai en dit groei en dit word 'n plant, net so met my liggaam. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Bejammeringswaardig is jy dan. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Eersteling beteken daar's 'n tweede, 'n derde, 'n vierde, 'n vyfde, 'n miljoenste. Soos Christus hierdie roete geloop het, loop ek hierdie roete. Soos Christus se liggaam begrawe is, loop ek hierdie selfde pad en my liggaam sal opgewek word soos wat sy liggaam opgewek is. So seker as wat God leef en wat God daar is. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus, daarna by Christus se koms die wat aan hom behoort. Daarna kom die einde, wanneer hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hy elke mag, elke gesag en krag vernietig het. Hy moet as koning heers, totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood. Daar staan immers geskrywe, alles het hy aan hom onderwerp. Maar as die skrif sê dat alles aan Christus onderwerp is dit duidelik dat die Vader wat alles aan hom onderwerp het, uitgesonder is. Wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal hy hom ook self onderwerp aan die Vader wat alles aan hom onderwerp het. So sal God alles wees vir alles. En nou, as die dooies glad nie opgewek word nie, wat wil die mense bereik wat hulle vir die dooies laat doop? Waarom laat hulle nog vir die dooies doop? En ons ook, waarom stel ons dan van uur tot uur aan lewensgevaar bloot? Elke dag word ek deur die dood bedreig. Ja, broers, dit is waar. Net so waar as wat julle my trots is in Christus Jesus ons Here. As ek hier in Efese as bloot sterflike mens soos teen wilde diere geveg het, wat het ek daarmee bereik? As die dooies nie opgewek word nie, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Mense wat sê, dat as ek klaar is met hierdie liggaam, is ek klaar met hom, dis nutteloos. Dis 'n dooie stuk koue vleis wat weggegooi kan word, wat verbrand kan word. Dit is die tipiese denkwyse van die Epikureërs, van laat ons eet en drink en die lewe geniet, want môre is ons dood. En dan is dit die einde. Is dit die einde? Is dit wat jy glo? Dis nie wat ek glo nie. Ek glo in die lewe, ek glo in die opstanding. Moet julle nie langer laat mislei nie. Slegte geselskap bederf goeie sedes. Kom tot besinning en moenie langer sonde doen nie. Party van julle is sonder kennis van God, en is dit nie waar nie? Hierdie mense wat hulle self uitgee as kundig oor wat in die skrif staan, is hulle nie sonder kennis van God as hulle mense voorpraat op hierdie pad nie, en hulle nie teruglei na die skrif toe nie. Dit sê ek tot julle skande. Maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Dit is 'n dom vraag. Wat jy saai kom nie tot lewe tensy dit eers sterwe nie. Dis die beeld. Dis die beeld wat Dominee Lindhout ook gebruik. En wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel, of dit nou koring is of iets anders. Maar God gee 'n gestalte daaraan, soos hy bepaal het.
aan elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. En dan gaan Paulus nou in op, hoe is daar die opstandingsliggaam? Hy gebruik hier die beeld. Hy sê daar is 'n groot verskil. Maar die punt is dat die begrafnis van die gelowige is hier die geloofsdaad van God, gaan uit hierdie saad uiteindelik 'n heerlike liggaam laat groei, wat ook tot die eer van sy naam is. So dis die beeld wat hy hier gebruik, en hy kry dit in 1 Korintiërs hoofstuk 15. Goed, so in die moderne tyd gee hy 'n baie mooi lyn, en dis iets wat ek nie geweet het nie, hoe dit eintlik gekom het vanaf Engeland, en al hierdie persone wat hy hier noem Sir Thomas Brown, en hy noem die bronne, Dr. Jamieson, Dr. Lord van Hampstead, en dan weer hierdie Sir H. Thompson. Nou wil ek vir jou sê, sonder om hierdie mense te ken, is dit waarskynlik mense wat kom eerder uit 'n liberale Christelike agtergrond van die metodisme. En dit is die probleem met die Afrikaanse kerk vandag, en ook kerke met die woord gereformeerd in hulle name. Hulle is onder die invloed van dieselfde linkse metodisme, die liberale metodisme, die gedagte van gee jou hartjie vir Jesus, jou siel is al wat belangrik is. Dit was die oorheersende teologiese beweging op daardie stadium in Engeland. En hierdie goed is nou in Suid-Afrika. Die gereformeerde teologie is op die agtervoet in Suid-Afrika. En gereformeerde teologie beklemtoon die skrif bo alles. Dat dit gaan oor die skrif, en wat God in die skrif sê, sola scriptura, alleen die skrif, nie die gedagtes van mense nie. Dan kan julle maar die lyn verder volg, en ek dink dis regtig baie goed geskryf hier. Hy verwys spesifiek na Nederland, en dis opvallend dat jy in Nederland aan die begin nie 'n geweldige positiewe benadering gehad het vir kremasie nie. Die eerste krematorium is byvoorbeeld in 1907 gebou, maar dis die eerste keer gebruik eers 7 jaar later in 1914, omdat Holland nie soos Engeland nie, op daardie stadium nog onder die invloed was, baie sterk onder die invloed was van die gereformeerde beskouing. Het dit so lank gevat. En gaan kyk 'n bietjie. Wat is die standpunt van die kommuniste gewees in Rusland? En hy wys baie mooi daarop, dat die kommuniste het mense juis aangemoedig om te veraas, omdat dit nie 'n Christelike praktyk is nie. En wat het ons in Suid-Afrika? Wat is die heersende bestel in Suid-Afrika? Wel, Marxisme en kommunisme. Dit is wie ons huidige regering is. Hulle het 'n marxistiese sienswyse, filosofie. Hulle moedig mense aan, en dis heeltemal vir hulle reg en aanvaarbaar, dat mense onchristelik optree, soos byvoorbeeld met iets soos aborsie ook. En nou kry jy Afrikaanse kerke en Afrikaanse teoloë wat vir mense begin sê, dat dit is aanvaarbaar. Dis maar goed, dis maar reg, jy kan ook maar veras. Onder wie se invloed staan hulle dus nou eintlik? Al is daar nog gereformeerd ernsste in die naam van die kerk, waarvan hulle deel is, of waar hulle preek, of waar hulle besig is by 'n teologiese skool. Is hulle gereformeerd? Hulle is nie meer skrifgetrou nie. Hulle staan eintlik onder die invloed van of die metodisme of die marxisme. En mense sluk hierdie goed en kom nog met hierdie menslike argumente om vir hulle self 'n paar rand te spaar, wat hulle wat mee gaan doen, waarheen hulle op pad is. Daardie paar rand wat hulle gaan spaar. Wat wil hulle daarmee doen?
in plaas van om gehoorsaam te wees aan die woord van God. So gaan lees baie mooi in die geskiedenis en leer in die geskiedenis. Ek sê weer eens, die kommuniste het die mense in Rusland, en dis histories, dis gedokumenteer, dis geskiedenis, het die mense aangemoedig om te veras, om te wys dat hulle breek met die Christelike manier van doen. Hulle breek met die Bybel, hulle breek met God. Hulle breek met die geloof. Dis die geselskap waarin jy jou bevind, as jy hierdie roete vat. In Suid-Afrika was daar nie baie krematoriums nie. Eventueel het ons nou al meer en meer gekry, en dit was primêr die Hindoes wat veras het. En wie is die Hindoes? Die Hindoes het letterlik duisende afgode. Hulle is die mense van Esegiel hoofstuk 6. En nou is dit al algemene praktyk, en jy begin nou al hierdie sarkofaag, hierdie mure van herinnering oralste by kerke te kry, en jy kry Christene wat vurig met jou sal stry hieroor. Hoe reg hulle is, en hoe slim, en hoe goeie besluit hulle geneem het. Ek dink is 'n ramp. Ek dink is 'n absolute ramp, is 'n skande, dat dit gebeur. En dat kerke dit oorweeg, enigstens oorweeg, om hierdie roete te vat. Al is dit 'n gereformeerde kerk, dat ek het vir jou ook sommer reguit sê. Dan moet jy dit oorweeg of jy nog op die regte plek is. Eerlikwaar. Soos ons hierbo reeds gesien het, wou die Christendom van die begin af nie van lijkverbranding weet nie. Die belangrikste rede waarom Christene oor die hele wêreld hulle nog steeds heftig teen lijkverbranding verset, is veral omdat laasgenoemde gebruik omkeer teen 'n waardevolle skrifgebonde Christelike begrafnistradisie. Goed, dan kom hy en hy hanteer spesifiek 'n boekie van Donald K. Smith, Why Not Cremation, en hy het 'n klomp argumente, en van hierdie argumente is daar nou baie al bygevoeg. Maar sien 'n bietjie mooi wat hy hier noem, en ek gaan dit vir jou verduidelik. Amerikaanse pragmatisme werk so. Ons is die grootste. Ons is die beste. Ons doen wat ons sien werk. Dis pragmatisme. En as dit werk, dan moet dit reg wees. Jou krag lê in jou mag. En as jy dit kan gebruik, dan gebruik jy dit, en die doel heilig die middele. Jy doen wat jy moet doen. En op die ou einde gaan ons 'n beter wêreld hê. Ons gaan 'n great Amerika weer hê. En as ons 'n great Amerika het, dan het ons 'n great wêreld. En gaan dit so gebeur? Die geskiedenis bewys dat elke keer wat die mensdom hierdie roete gevat het, het dit vir ons nie goed uitgewerk nie. So, wees maar baie versigtig vir 'n te optimistiese beskouing van hierdie Amerikaanse pragmatisme, en deel daarvan pragmatisme sê, kyk man, as 'n mens dood is, sit jy eintlik met 80 of meer as 100 kilogram se vleis wat gaan vrot word. Wat maak jy daarmee? Die beste en die logiese ding wat jy kan doen, is om so gou as moontlik, so vinnig as moontlik daarvan ontslae te raak. Dit te verklein, dit minder te maak, dat dit nie vir jou so 'n gevaar is en nie so 'n probleem is nie. So druk daai klomp vleis in 'n oond, dat dit as kan word, en daardie as kan jy dan gebruik om rond te strooi in jou tuin, en dan kan jou blommetjies beter groei. Wat hulle jou nie vertel nie, en ek gaan dit tog nou maar vir julle vertel, in die 10 jaar wat ek Lindley bedien het ek 'n baie interessante figuur daar ontmoet, met die naam van oom Pieter Du Plessis. Hy het net een oog gehad. Oom Pieter Du Plessis het eendag vir my gesê,
hy moet met my praat, en ek sit daar by hom, en hy sê, Dominee, wat dink jy van verrassing? En ek sê, oom, nee, ek is daar teen, dit is nie skriftuurlik korrek nie. En hy's baie bly, maar hy begin my toe vertel, en hy was passievol hieroor. Hy blykbaar vroeër in sy lewe het hy by die krematorium in Bloemfontein gewerk. En hy sê, dit wat hy daar gesien het, en wat gebeur met liggame, net wat hy daar waargeneem het hom daarvan oortuig dat verrassing kan nie reg wees nie. Daar moet 'n probleem wees met verrassing. En hy het nie kans gesien om meer daar te bly nie, en hy het uiteindelik opgehou om daar te werk. En hy het my toe ook vertel, iets wat ek nie geweet het nie. Daar word vir mense vertel, dat die as wat jy gekry het, is daardie persoon. En in baie gevalle is dit nie so nie. Hulle sê nou deesdae, ja, maar daar is net een oond. Destyds was dit so, dat meer as een liggaam in 'n oond gesit. Jy weet nie wie se as jy gekry het nie. En dan laat mense nog allerhande juwele ook maak van die as van 'n geliefde, wat hulle nou ronddra, maar jy weet nie eers wie se as is dit nie. En as jy dit nie geweet het nie, bene kan blykbaar nie verbrand nie, die maal hulle. En weet julle wat doen hulle daarmee? Hulle het soos 'n ashoop, 'n damp, 'n gat, waar hulle al hierdie gemaalde bene gaan ingooi. Dink jy jou gemiddelde ondernemer wat jou nou probeer oortuig van die verrassing, vertel jou hierdie goed? Hulle vertel jou nie hierdie goed nie. Hulle bly tjoepstil daaroor. Hulle sê niks daarvan nie. So, hou dit maar in gedagte. Dit het ek uit oom Pieter Du Plessis se mond gehoor, en hy was passievol daaroor. Die argumente wat hier genoem word in hierdie boekie van Smit is dan die volgende, en ons ken hierdie ene, die plek gaan opraak. Ons kan die grond eerder gebruik vir landboudoeleindes. Dis 'n absolute absurde argument. Het jy al deur die Karoo gery? Jy gesien hoeveel grond is daar? En jy kan uit 'n klein stukkie grond met kommersiële boerdery kan jy soveel kos produseer. Die kommersiële boere, 'n paar kommersiële boere kan 'n hele land onderhou, as hulle met die effektiewe boerderymetodes wat daar vandag is. Dit is nie so dat meer grond beteken meer kos nie. Waar kom hierdie argument vandaan? Dis dood eenvoudig 'n totale valse argument. Die tweede, grafte word nie vir 'n onbepaalde tyd in hulle oorspronklike toestand gelaat nie. In Suid-Afrika is daar baie min grafte wat ooit geskei word en wat ooit opgeruim word, en in baie gevalle as dit gebeur, dan word daar eerder 'n herbegrafnis gehou, of daardie bene word almal saam op een plek begrawe. Maar dit is eintlik nie algemeen in Suid-Afrika nie. Dan die argument van hoe die groot klomp geld wat gespandeer word, die televisie wat in daardie tyd was 'n televisie nou 'n duur ding, wat eintlik in die grond gesit word en net toegegooi word. En ek waarsku julle, ek het onlangs weer hierdie ding gesien, baie onlangs, dat mense het hierdie idee dat die verrassing is soveel goedkoper, en nou kry hulle sê R15.000 by hierdie of daardie begrafnisondernemer, en dis te min vir die begrafnis, maar ja, dit gaan genoeg wees vir die verrassing, en dan dink hulle gaan R10.000 terugkry. Weet jy wat kry hulle terug? Niks! Dis wat die verrassing kos. Die verrassing is 'n bietjie goedkoper as die begrafnis. Hulle het nou klaar daardie gaping gesien en hulle vat hom. Dis nie goedkoper nie. Daar is nie ewe skielik minder ligbesoedeling of besoedeling nie, soos wat mense ook beweer nie. Wat dink julle dryf daardie oonde? Hoeveel energie is nodig om 'n liggaam tot as te verbrand? En as jy 'n liggaam tot as verbrand, hoeveel ligbesoedeling is daar? Die wat so bekommerd is daaroor. Lijkverbranding gaan vinnig. Jy spaar tyd. Sal mense sê, want nou kan jy die liggaam in 'n baie korter tyd omskakel na as toe.
Daar's natuurlik ook deesdae ander metodes waarop hulle liggame wil hanteer. Ek is nie so op hoogte daarvan nie. Ek kan so 'n bietjie met iemand gesels daaroor en uitvind wat minder besoedeling veroorsaak en wat meer omgewingsvriendelik is. En dan lijkverbranding is die mees direkte en snelle verwesenliking van Genesis 3 vers 19b, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Nou jare gelede, en dit is steeds praktyk by sommige Afrikaanse kerke, kry hierdie beeld in jou kop, dan staan die predikant daar by die graf en dan vat hy sommer so 'n handvol grond en hy gooi dit so in die graf en hy sê, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. En nou is dit nie meer so populêr nie, jy hoor dit nie meer nie, weet jy hoekom? Want dit is 'n oordeelsaankondiging. En skynbaar het 'n paar predikante dit nie geweet nie. So jy sê eintlik, hoor hierdie sondaar, sal sondaar bly wat onder die oordeel van God staan. Wah, val die klomp grond op die deksel van die kus. Dis die laaste ding wat jy daar sê. So om dit as 'n argument te gebruik, pro-verrassing, 'n oordeelsaankondiging van God, dit is problematies. En moet nie gedoen word nie. So, jy is reg, dit spreek wel daarvan dat iemand wat veras, kies vir 'n handeling wat sê dat staan steeds onder die oordeel van God. So dit is nie 'n baie goeie argument nie, is nie 'n teks om te gebruik, is nie 'n goeie teks om te gebruik, om te probeer te probeer bewys waarom jy dink verrassing is reg nie. As jy jou as verstrooi, keer jy onmiddellik terug na die aarde toe en jy bemest die wêreld rondom jou. Nou nêrensste in die Bybel lees ek dat God gesê het dat dit die doel van die mens se liggaam is, dat ons moet basies kompos en kos wees vir plante nie. Dit is iets wat God ook nie gesê het nie, wat nou deur mense gesê en uitgedink is. En dan die hele argument rondom dat lijkverbranding is skoner as 'n begrafnis is totaal onwaar. Die argument dat dit is meer higiënies in tye van pestsiektes, dan het 'n mens baie keer nie 'n ander keuse nie. Maar om byvoorbeeld te sê, dink aan die grondwater en hoe die grondwater besoedel word. Dit is wetenskaplik bewys dat dit ook nie waar is nie. Dis wetenskaplik bewys. Hy noem dit hier en ek kan vir jou baie ander voorbeelde ook noem. Daar is baie keer ander redes waarom die grondwater besoedel is. Die gevaar bestaan dat jy lewendig begrawe kan word. Vandag, dink jy regtig so? Ons is nie die moslems wat voor sononder begrawe nie. So die meeste mense, as hulle gesterf het, lê minstens vir 'n week in 'n yskas. Na 'n week in die yskas sou jy nie al wakker geword het nie. Ek dink jy sou. Of jy sal in elk geval dood wees. So hierdie is absurd as 'n argument. Ek wil nie wakker word in 'n kus nie. Ja, in tye wat verby was kon dit miskien gebeur het, maar vandag is onmoontlik. So dis nie 'n argument nie. So hy gee hier 'n kort beoordeling van al hierdie absurde argumente, en ek kan 'n paar byvoeg van, dis nie veilig om te begrawe nie, want ek kan nie na my geliefde se graf toe gaan nie. Wel, op Heilbron het jy nie 'n verskoning nie, nee. Want daar is 'n geregistreerde, goedgekeurde, wetlik goedgekeerde begrafplaas op Vegkop. Niemand het 'n verskoning nie. Jy kan dit teen 'n baie billike tarief kry, omdat jy gereformeerd is. Omdat ons een van die vennote is, wat daarin meegewerk het. So daar is nie 'n rede nie, en dit is, glo my, veilig daar. Daar's geen gevaar daarvoor nie. Jy kan miskien daar deur 'n by gesteek word, maar dis omtrent dit. So ons het definitief nie 'n argument nie. Lees maar deur hierdie argumente wat hy hier noem, of hoe hy die argumente weer lê. Ek dink dit is redelik duidelik. En dan ook
ja, ek gaan nou nie eers verder op hierdie argumente ingaan nie. Ek dink ons is daardeur. Ek kan net oor die een van die sogenaamde waterbesoedeling of die besoedeling verwys hy spesifiek hier na die Andreas begrafplaas te Hannover in Wes-Duitsland. Die water wat hulle getoets het binne die begrafplaas was skoner, daar waar mense nie besoedel nie, as buitekant die begrafplaas. Daar was die water vuil. So as 'n begrafplaas goed gekies word, die plek waar die begrafplaas gedoen word, gemaak word, dan het jy nie hierdie probleem nie. En ek kan dit bevestig. In daardie tyd wat ons die toestemming moes kry vir die begrafplaas op Vegkop, daardie groot bedrag geld wat ons moes insamel om dit te laat gebeur, het juis gegaan oor grondstudies, omgewingsimpakstudies, en jy kan nie net op enige plek begrawe soos wat in Guati munisipaliteit doen nie. En Guati munisipaliteit het die nuwe begrafplaas gaan maak duidelik in die vloei van 'n spruit, waar daar met ander woorde water deurloop. Daar is nie omgewingsimpakstudies gedoen nie. Daai goed is nie wettige begrafplase nie. Maar ons wat privaat hierdie roete geloop het, het die korrekte pad geloop. Ons het al daardie studies, al daardie analises is gedoen. Dis in plek. So dink daaroor. En ek noem dit vir mense, en ek sê dit vir mense, elke keer as daar 'n begrafnis is. Goed, 'n kort oorsig van die Ou Testamentiese gegevens. Ek dink nie ons gaan heeltemal hiermee klaar kry nie. Ek gaan maar hiermee begin. Ek het nou al vanoggend gelees uit Esegiel hoofstuk 6 uit. Ek het gelees uit 1 Korintiërs hoofstuk 15 uit. En ek wil hierdie gedeelte begin deur te sê, kom asseblief met die skrifargumente hoekom jy gaan veras. Bring vir my die tekste asseblief. Soek hulle en bring hulle vir my. Ek kan jou tyd spaar. Daar is nie. Ek het legio skrifbewyse, ontelbare skrifbewyse vir begrafnis. Jy gaan nie een kry vir die ding van verrassing nie. Nie een nie. Dit is niks anderste as ongehoorsaamheid nie. As 'n onwilligheid om te luister na die skrif nie. Dis wat dit is. En om te dink dat daardie teoloog wat jou voorpraat, ek maak nie saak, maak vir my saak, of hy professor of dokter, priester, profeet, watter gogga hy is nie. Die skrif spreek, die skrif is die waarheid. Moenie agter mense aanloop nie. Vat jou Bybel, gaan lees jou Bybel, gaan maak seker van wat staan in jou Bybel. Wees seker, en ek het dit vir julle net nou gewys, hierdie mense wat hierdie goed voorstaan, staan onder die invloed van 'n liberale, marxistiese gees. Dis nie die gees van die skrif nie. Ek sê dit baie duidelik. En almal besef en weet, glo ek al op die stadium, wat my standpunt hieroor is. Ek bly by die skrif. In Israel was lijkverbranding bekend, maar die dooies is begrawe. In ander woorde, die Jode het daarvan geweet. Hulle het geweet, daar is so 'n moontlikheid en jy kan dit doen, maar hulle het nie daai roete gevolg nie. Hoekom nie? Dit kom in talryke skrifplekke duidelik na vore. Dink aan die geloofslyn waar ons vandaan kom. Nou wil ek vir jou mooi vra. Abraham. Wat het Abraham gedoen? Abraham wat die vader van die gelowiges is. Wat het Isak gedoen? Wat het Jakob gedoen, wat ons geestelike voorsate is? Wat het hulle gedoen toe hulle vroue gesterf het? Die vroue van die aardsvaders, Josef wat sterf in Egipte, hulle word almal begrawe. Want begrafnis is 'n geloofsdaad. Dit spreek daarvan, ek glo in God en ek glo in sy beloftes. 'n baie goeie voorbeeld is Abraham. Die begrafnis van geliefdes vind in die Ou Testament plaas as 'n bewys van besondere piëteit. En piëteit is godsdienstigheid, godsdienstige oortuigings, sterk godsdienstige oortuigings. Ons dink hier byvoorbeeld aan die besondere sorg wat Abraham aan die begrafnis van sy vrou Sara besteed.
Abraham doen die moeite, hy gaan onderhandel oor 'n stuk grond. Hy besit geen stuk grond in Israel nie, niks in die land Kanaan nie, nog nie. Dis nog 'n belofte wat meer as 400 jaar ver vir hom lê. Maar hy weet, as Sarah sterf, hy moet 'n stukkie grond gaan koop, sodat hy haar kan begrawe. Hy was selfs bereid om vir die spelonk waarin sy begrawe is, 'n buitensporige hoë prys te betaal, maar hy betaal dit. Hy sê nie dit is goedkoper nie, kom ons brand net vir Sarah nie, soos wat mense vandag doen nie. Die vader van die gelowige sê, dit maak nie saak wat die prys is nie. Dit maak nie saak wat dit my kos nie. Dit maak nie saak wat dit my boedel gaan kos nie. My kinders en my kleinkinders en almal hierna moet weet wat ek glo. Aan familiegrafte is in Israel veel waarde geheg. Bekend is hier die geval van Abraham wat in sy eie spelonk by Sarah begrawe wou word. Maar ons dink hier ook aan Jakob en sy woorde in Genesis 49, vers 29 tot 31, waar hy die wens te kenne gee, dat hy op dieselfde plek as sy stamvaders en stammoeders begrawe wil word. In dieselfde lyn lê die geval van Josef, wat ten spyte van sy hoë posisie aan die Egiptiese hof, tog in die land van sy vaders begrawe wou word. Nou goed, ons gaan terug na die skrif toe, en dis die laaste wat ek nog gaan doen vanoggend. Ons sal verder gaan met die ding van kremasie, met hierdie gedeelte, met die Bybel oor hierdie saak. Ek sal dit nie los nie. Ek sal dit so deeglik as moontlik klaarmaak. Ek wil u net wys op Genesis waar ons dan nou praat. Ek dink as ek reg onthou, moet ek net sien hier. Ja, hier sê. Hier lees ons nou van die dood. Hy is toe daar weg en hy het by Gerardsspruitkamp opgeslaan en daar gebly. Isak het toe putte oopgegrawe wat in sy pa Abraham se tyd gegrawe is en wat na Abraham se dood deur die Filistyne toegegooi is. Nee, dit is tog nie die gedeelte wat ek soek nie. Net 'n bietjie, dalk moet ek net vroeër teruggaan. Ja, daar is hy. Ek was nou net 'n hoofstuk te ver. Verskoon tog. Ek lees vir ons Genesis 25 vers 7 tot 8. Abraham het op hoë ouderdom gesterf. Hy het 175 jaar oud geword en was 'n grysaard met 'n vol lewe agter die rug toe hy gesterf het. Sy seuns, Isak en Ismael, het hom begrawe in die Makpela grot oos van Mamre op die stuk grond wat vroeër behoort het aan die Hetiet Efron seun van Sogar. Abraham het hierdie stuk grond by die Hetiet gekoop en hy en sy vrou Sarah is albei daar begrawe. Na Abraham se dood het die Here Abraham se seun Isak geseën en Isak het by Lagai-Rooifontein gaan woon. Nou, daar is dit duidelik, Abraham word begrawe. Nou, en ek wil julle daarop wys dat toe Sarah gesterf het, het hy 'n baie hoë prys betaal vir daardie stuk grond. Die grond waarop hy dan uiteindelik die spelonk gehad het, waar hy vir Sarah kon gaan begrawe. Nou, miskien moet ek eerder wys op Genesis 49, net daai woorde van, ekskuus, hy blaai 'n bietjie stadig. Ons vat hom maar sommer so, hy is dan baie stadig. Ekskuus, is amper daar. Dan sê nou is ons by Jakob. Jakob is aan die einde van sy lewe. En hier aan die einde van sy lewe, daar kan julle sien, dit is Jakob. Sien hy dan sy seuns en dan reël hy sy sake, onder andere ook
ook sy begrafnis en ons lees oor Jakob. Jakob het vir sy kinders gesê, wanneer ek sterf, moet julle my gaan begrawe in die familiegraf in die grot op die grond van die Hetiet Efron. Dit is die Makpela grot teenoor Mamre in Kanaan. Abraham het die stuk grond by die Hetiet Efron gekoop om 'n begrafplek te hê. Abraham en sy vrou Sara is daar begrawe. Isak en sy vrou Rebekka is daar begrawe. En daar het ek vir Lea begrawe. Abraham het die stuk grond en die grot daarop by die Hetiet gekoop. Toe Jakob klaar gepraat het, het hy gaan lê, die asem uitgeblaas en gesterf. So dis maar die eerste lyne uit die woord van die Here, waarin ek baie duidelik vir u aangetoon het, dat begrafnis is die Christelike roete, dat verassing of kremasie is die heidense roete, van die begin af, ook in die moderne tyd. Kan jy baie duidelik die invloed sien van die liberalisme en die marxisme, die communisme, wat mense gebring het by die praktyk van verassing. Die skrif spreek, sola scriptura, alleen die skrif, die woord van God is die skrif, die Bybel. Dis waarna ons luister. Nie die slimmigheid van teoloë wat ons met hulle filosofiese vooroordele probeer beïnvloed nie. Kom ons kry kortliks 'n paar gedagtes of besprekings oor hierdie onderwerp. Ek dink ons moet konsentreer op dit wat ons gepraat het, nie net in die algemeen oor verassing nie, daar kom nog heel wat Bybelstudie oor hierdie onderwerp, maar wat vanoggend gesê is, duidelikheid oor dinge wat vanoggend gesê is. Is daar iemand wat iets wil bydra of iets wil vra? Goed, dankie vir my daar is nie. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Ek is passievol oor die woord van die Here en oor gehoorsaamheid aan die woord van die Here. En as ek soms te passievol is, dan wil ek sê, ek wil amper nie daarvoor verskoning vra nie. As daar swakheid is in my woorde en in hoe ek oorkom, dit kan ek miskien aanvaar, maar dat ek passievol oortuig is van wat reg is en wat die woord van die Here vir ons sê, daarvoor vra ek nie om verskoning nie. Ek wil vra dat u asseblief saam met my sal afsluit met 'n gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof en dankie vir u woord. Here, gee dat ons as mense werklik die moed sal hê om gehoorsaam te wees aan die woord. Dat ons nie sal toelaat dat mense met menslike argumente en gedagtes ons beïnvloed nie. Dat ons nie na mense sal luister, maak nie saak wie hulle is of watter titels hulle ook al dra, wat ons wil verlei op 'n dwaalspoor nie, maar dat ons net absoluut sal die Bybel lees soos kinders en vir onsself sal sê, dit wat ons daarin lees, aanvaar ons, en as dit goed genoeg was vir ons geestelike voorouers, vir Abraham, vir Isak, vir Jakob, vir Sara, vir Rebekka, vir Lea, Here, dan is dit ook goed genoeg vir ons. Ons bid ons gebed in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Baie dankie dat julle ingeskakel het en 'n mooi en 'n geseënde dag vir julle almal. Dankie.